Goeiemiddag, is Marinda van Heerden van Open Woord Bedieninge. Ek wil graag vir julle vertel van 'n baie ryk man wat oorlede is. Hy het nie in Christus geglo nie, want hy was nie hy was nie 'n Christen nie. Hy was van 'n ander geloof. En dit het my net laat besef dat ons kan nie sonder God gaan nie, want ons sal die koninkryk van God nie sien nie. En toe het ek nog gedink aan die gelykenis van 'n sekere ryk man volgens Lukas 12 vers 13 tot 21, waar Jesus vertel van dat hy baie goed bymekaar gemaak het en so vol van homself was dat hy gedink het dat hy deur sy eie toedoen al die skatte bymekaar gemaak het. Maar Jesus waarsku ons in vers 15 dat ons moet oppas en op ons hoede wees vir hebsug, want niemand se lewe bestaan uit oorvloed van sy besittings as dit nie van God af is nie. As God dit nie toelaat nie. En dan kyk ons sê in Lukas 12 vers 19, die ryk man het nogal baie trots op homself gesê, groot doenerig, ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, rus, eet, drink en wees vrolik. Maar in Lukas 12 vers 20 sê God, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. Hy het gesterf en al sy skatte het hom niks gehelp nie. In Hebreërs 9 vers 27, nou ek gaan 'n paar teksversies, soos ons aangaan, 'n paar teksversies net bring. Daar staan geskrywe dat net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En as ons nie Jesus Christus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker nie, en ons kom tot sterwe, is ons verlore soos die ryk man, wat dink hy het op sy eie krag al sy skatte vermag. Hy eien homself die eer toe, dat alles wat hy het, hy gedoen het sonder Jesus se hulp en genade, dat hy vermag het. Wanneer die persoon nou begrawe word, so 'n persoon, dan word dit altyd, hy word so opgehemel by die begrafnis, en dis nou wat gebeur het by die persoon se begrafnis ook, ter aardebestelling, hulle het hom vreeslik opgehemel, hy was so 'n goeie man, en so 'n goeie man, maar goeie werke en goed, sonder Jesus Christus bring mens nie in die koninkryk van God nie. Want in Jesaja 64 vers 6 staan daar, en ons het almal geword soos in onreine, en al ons ongeregtighede soos in kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind, so ons word soos wind. In Johannes 5 vers 28, moenie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal in die grafte is, sy stem sal hoor. Dit is wanneer Jesus vir ons sê, staan op. Ek dink die ryk man se eerste gedagte was seker, wat het gebeur? Is ek dood? Is alles verby? Ek verstaan nie. Die hemel en die hel is op aarde, soos hy altyd maar seker gesê het. So in Johannes 5 vers 29 sal nou ook geskrywe, en sal uitgaan die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. So dis of die hemel, dis die opstanding van die lewe, of die wat kwaad gedoen het, die hel, die opstanding van die veroordeling. Engel het hom seker nou maar gaan haal, toe Jesus vir hom gesê het, hy moet opstaan, en toe het die engel vir hom gewys, hy gaan na die ewige verdoemenis toe. En hy het geweier, of dalk om te glo dat wat met hom gebeur, hy was baie verwaard, en hy wil dalk die engel oortuig dat hy 'n goeie lewe gelei het. Maar in die hemel is daar 'n persoonlike boek vir elkeen van ons lewe. Alles word neergeskryf. Mense lewe gaan soos 'n film voor jou afspeel. Nou, van jou baba tot volwasse tot aan die einde van jou lewe. En alles wat 'n mens dink, doen en gesê het, word daarin opgeskryf. En dit is ook volgens menigte getuienisse van nadoetse ondervindinge wat ek geluister het en gekyk het op TV, op YouTube, van die mense wat getuig het, dat hulle lewe het soos 'n film voor hulle afgespeel. Nou kyk ons na Matteus 12 vers 36, maar ek sê vir julle dat elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet julle rekenskap gee in die oordeel. So,
wat 'n mens praat en wat mens dink en wat jy sê, dit word opgeskryf in daai boek, soos ek gesê het in die boek van die lewe. En dan ook in Matteus 5 vers 28 staan daar, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het reeds in sy hart egbreek gepleeg. Nou, dis wat in jou gedagtes omgaan. En dan ook wat 'n mens gesê het, jy in Exodus 20 vers 7, het God self gesê, jy mag die naam, een van die wette, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie, ongestraf laat bly nie. En dan nog ook, as 'n mens byvoorbeeld skinder van ander mense of ander mense sleg sê en so aan, dan is dit ook glad nie van die Here af nie. Want 'n ander persoon is ook na God se beeld, soos wat ons na God se beeld gemaak is. Elkeen van ons is na God se beeld gemaak, so ons mag nie ander een se beeld afbreek nie, want dan doen ons God se beeld skade aan. So ons moet maar die Here vra om ons sondes te vergewe. So in Openbaring 20 vers 12 staan daar, dis nou na gevolge van waar die manne opgestaan het, hy nou ingekom het in die verdoemenis in. En in Openbaring 20 vers 12 het Johannes geskryf, soos wat Jesus vir hom gesê het hy gesien die gesigte wat hy gesien het. Sê, ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. So dit is nou natuurlik die werke en die gedagtes en al die goed. Maar Markus 4 vers 22, want kyk, daar is niks verborge wat nie geopenbaar sal word nie, sê die Here. 'n Mens se eie lewe gaan jou veroordeel. As 'n mens sonder Christus is jy verlore en skuldig. Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, sal hy ook maai. Daar is soveel lesse wat mens uit God se woord uit kan leer om mense te help. En dan staan daar ook geskryf dan, as jou naam nie in die boek van die lewe verskyn, sal God aan jou sê, soos geskryf in Matteus 25 vers 46, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Dit help mens dink dat niemand jou gesien het nie. God is groot en almagtig, alomteenwoordig, alsienend, maar ook baie genadig. So mens moenie voel as jy gesondig het, jy's verlore nie. Gelukkig het Jesus Christus vir ons kom sterf. En ek gaan nog by daai stukkie kom van waar hy ons sondes vergewe. In 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte so sommige mense nie, maar is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar almal tot bekering moet kom. Nou wat moet ek doen om gered te word? Punt nommer 1. Ek moet erken dat ek 'n sondaar is. Ek moet erken dat ek gesondig het. Dan moet ek dit bely voor die Here. Dan moet ek sê, Jesus, neem my lewe oor. Plant in my hart, sit vir my hierdie hart van klip, sit vir my 'n hart van vlees in. En dan moet mens erken dat Jesus U het gesterf vir my sondes, maar hy het ook opgestaan op die 3de dag, sodat U kan opvaar na die hemel, waar U gaan versoening doen het vir my, by God die Vader. En dan moet mens hom aanvaar as jou verlosser en saligmaker, want nou het jy deel geword aan wedergeboorte. Dit is wat wedergeboorte beteken. In Johannes 3 vers 3 staan daar, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Baie duidelik in die woord staan dit geskryf. So, jy sê net vir die Here, Here, ek weet dat ek 'n sondaar is, soos ek gesê het, en ek bely nou my sonde, en ek erken Jesus as my persoonlike saligmaker en Here van my lewe. Dan vra ons Vader, Hemelse Vader, wat is U wil vir my lewe? Wat wil U hê moet ek doen? Wat is U wil? Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Kyk net hoe genadig is God
vir ons, né? Met ons. Dan Johannes 3 vers 18, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dan Johannes 3 vers 19, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. En daar mens kan nêrens kan jy dit wegsteek nie, want soos ek sê, God weet van alles. Daar is nie iets wat 'n mens vir die Here kan wegsteek nie. Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En Psalm 116 vers 15 staan daar, kosbaar is in die oë van die Here, die dood van sy gunsgenote. En Johannes 14 vers 6, Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis hoekom, al doen 'n mens wat se goeie werke, as mens Jesus nie het nie. God sê dit in sy woord, in Johannes 4 vers 16, soos ek nou gelees het. Romeine 10 vers 9 staan daar, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. En wat moet 'n mens nog doen, as 'n mens nou gered is, en jy het jou hart vir die Here gegee, wedergeboorte het plaasgevind, dan moet 'n mens leer van die Here. Waar leer 'n mens as dit in die Bybel is? Net in die Bybel. Jy kan op ander plekke ook ander skrifte en ander boeke wat geskryf word, maar die Bybel is, Jesus se lewe is geskoei op wat die woord sê. Elke dag moet 'n mens die Bybel lees om Christus beter te leer ken, meer van Jesus te leer ken, meer van God die Vader te ken, meer van die hart van God te leer ken. En dan moet ons elke dag met hom praat in gebed, soos hy liedjie wat ons altyd vir die kleintjies geleer het. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. So dit is wat ons moet doen. Ons is nou weer soos kleintjies voor die Here, en dan moet ons leer om volwassenes te word in die Here, en ons kan dit net volwassenes raak as ons in God se woord gaan leer hoe om 'n volwassene te raak. En dan wat 'n mens ook jou kan laat doop, en want wanneer 'n mens gedoop word, my doop, groot doop was fantasties geweest. Ek is in 'n swembad gedoop, en dit was koelerig en die water was koud, en toe ek in die water ingaan, toe vergeet ek van die water wat koud is. En ek is gedoop, en toe ek opkom, toe skree ek my hande oopgegooi, net gesê, Jesus, 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 en geskree, en dit het vir my gevoel soos 'n wit lig, wat in my inbrand. Dit gebeur nie met almal nie, maar dit het met my gebeur. En ek het gevoel hoe my sondes doodgebrand word deur daai wit lig. En dan moet ons net 'n getuie wees vir Christus wat in ons lewe gebeur het, en watter verandering Jesus Christus in ons lewe aangebring het. So deur 'n getuienis te wees, dan bevestig mens eintlik dit wat met jou gebeur het. Ek wil ook net vra dat, as daar enige vrae is, as daar iets is wat ek gesê het, wat julle nie lekker kon uitmaak nie, of waaroor julle onseker is, ek het my e-posadres is marinda13vh@gmail.com, so julle kan enige tyd kan julle vir my die vrae, of as julle iets wil vir my, julle getuienis wil gee, sal dit goed wees, dit sal lekker wees om dit te lees, en om te weet dat ons is kinders van die Here, en ons moet ook, wat ek ook wil sê is om ergens by 'n aanbiddingsplek te kom, waar die Bybel gepreek word, nie, en dan ook waar ons met ander Christene kan, wat koinonia soos hulle sê, en dit is so lekker om dan by mekaar te kom, en dan net oor die Here te kan praat. En ek wil ook net sê dat toe ek gered is, ek en Maurits ek dink is 'n week of 2 weke, ek is nie seker of miskien 'n maand uitmekaar het, hy was voor my wat die Here hom aangeraak het, en toe ons nou albei by die Here uitgekom het, ons het gesels tot 2 uur in die nag, ons het nog nie uitgepraat nie, so daar is so baie dinge van die Here wat so pragtig is, en die woord van die Here
die Bybel, is die beste plek waar 'n mens God se hart en sy goedheid en sy liefde en alles kan sien. Baie dankie, ek hoop julle het dit geniet en totsiens.